klein neutrale sfeer verkry 'n lading van minus 1,95 mikrokoulom. So aanvanklik neutraal, 0 koulom. Daarna minus. Is elektrone bygevoeg of verwyder? Dit het negatief geword, met ander woorde, elektrone is bygevoeg. Nou, hoeveel elektrone is bygevoeg om by hierdie lading uit te kom? Ons gebruik N is gelyk aan Q op E, die lading, en ons gebruik die absolute waarde. Ons gebruik 1,95 maal met 10 tot die mag minus 6, en ons deel dit deur die lading van 'n elektron, dis op jou formuleblad. Ons gebruik ook die positiewe waarde, 1,6 maal 10 tot die mag minus 19, en dan kry ons 1,22 maal 10 tot die mag 13. En dis hoeveel elektrone bygevoeg is om te beweeg het van neutraal tot by minus 1,95 mikrokoulom. Dan moet ons die definisie gee van die term elektriese veld by 'n punt. En dit is waar ons die formule E gelyk aan F gedeel deur Q gebruik. Die elektrostatiese krag is F per eenheid positiewe lading Q wat by die punt geplaas is. Dit is ons elektriese veld E. Bereken vervolgens die grootte van die elektriese veld by 'n punt 0,5 meter vanaf die middelpunt van die gelaaide sfeer. Ons het ons vergelyking, K is 9 maal 10 tot die mag 9, Q is 1,95 maal 10 tot die mag minus 6, ons werk met die positiewe waarde, en ons deel dit deur 0,5 gekwadreer, en dit is 7,02 maal met 10 tot die mag 4 Newton per koulom, en dit sal tegnies na die sfeer wees, want die sfeer is negatief. Dan 'n som wat redelik lank vat om te doen, en op meer as een manier gedoen kan word, het ons volgende. Ons het 2 puntladings, Q1 en Q2. Hulle is 0,02 meter van mekaar af, en hulle sê vir ons, die grootte van ladings Q1 en Q2 is dieselfde, met ander woorde, hulle is ewe groot. Dan sê hulle Q1 is negatief. Hulle sê nie vir ons wat is die lading van Q2 nie. Die klein gelaaide sfeer het 'n lading van minus 1,95 mikrokoulom, en dis by punt P 0,03 meter oos van lading Q2. Die sfeer by punt P ondervind 'n netto elektrostatiese krag Fe van 1,38 Newton. Bereken die grootte van die lading op Q2. Nou ons weet Q1 is negatief, Q2 is dieselfde grootte as Q1, maar kyk gou hierso, as Q1 negatief is, P se lading is ook negatief, so Q1 gaan P afstoot na regs, maar ons netto elektrostatiese krag is na links, dit beteken Q2 moet positief wees. Ek wil net daardie nou bespreek, dan weet jy, Q1 is negatief, Q2 is positief, met ander woorde, selfe grootte, maar teenoorgestelde ladings, en dit gaan ons help om Q2 te bereken. Die eerste metode wat ons gaan volg, fokus op elektriese veldsterkte. So wat ons gaan doen is, ons gaan die elektriese veldsterkte bereken as gevolg van Q1,
Daarna gaan ons die elektriese veldsterkte as gevolg van Q2 bereken en dan gaan ons 'n netto elektriese veldsterkte bereken. En dit moet gelyk wees aan die elektriese veldsterkte as gevolg van die netto elektrostatiese krag gedeel deur die lading by punt P. En so gaan ons dan Q1 en Q2 kan bereken, want hulle is dieselfde grootte. Nou kom ons val weg en begin met Q1 se elektriese veldsterkte. En dit is gelyk aan 9 maal 10 tot die mag 9 maal met Q1. En ek hou Q1 want ek weet nie wat is Q1 nie. En ek deel dit deur die afstand en dit gaan wees daai 0,02 plus 0,03. Dis 0,05 meter en ons kwadreer hom. En dan kry ons Q1, hy bly 'n veranderlike, maal met 3,6 maal 10 tot die mag 12 Newton per coulomb. En nou moet ons sê, Q1 weet ons is negatief. Daai sfeer is negatief. Hy gaan hom afstoot. Dit gaan na regs wees. Met ander woorde, dit gaan oos wees. En dis ons eerste elektriese veldsterkte wat ons moes bereken het. Nou kyk ons na Q2, maar Q2 is positief. En ons gaan ook die elektriese veldsterkte as gevolg van Q2 op P bereken. K is 9 maal 10 tot die mag 9. Ons hou Q2 onbekend. Deel deur ons afstand is 0,03 gekwadreer. En dit gee vir ons Q2 maal 1,0 maal 10 tot die mag 13 Newton per coulomb. En nou, daardie is positief, daardie is negatief. Dit gaan aantrekkend van aard wees na links, maar ons werk met kompasrigtings, so met ander woorde, wes. En nou weet ons, Q1 en Q2 is ewe groot. Q1 is wel negatief en Q2 is positief, maar hulle is dieselfde grootte. So ons gaan Q1 en Q2 gelykstel aan Q vir ons verdere berekeninge. So die elektriese veldsterkte as gevolg van Q1 op punt P is nou Q, want dit was Q1, nou is dit Q maal 3,6 maal 10 tot die mag 12 Newton per coulomb oos. En ons doen dieselfde met die elektriese veldsterkte as gevolg van puntlading Q2. Q2 word nou Q maal 1,0 maal 10 tot die mag 13 Newton per coulomb. En dit was wes. Nou, 10 tot die mag 13 is groter as 10 tot die mag 12, so wes gaan 'n groter invloed hê as oos. So ons kan nou gaan en die netto elektriese veldsterkte bereken deur die elektriese veldsterkte as gevolg van Q2 te neem en die elektriese veldsterkte as gevolg van Q1 daarvan af te trek. En dan kry ons Q maal 6,4 maal 10 tot die mag 12 Newton per coulomb wes. So nou het ons die netto elektriese veldsterkte bereken deur Q1 en Q2 te gebruik om dit te bepaal. Maar die netto elektriese veldsterkte is ook gelyk aan die netto elektrostatiese krag F gedeel deur die lading wat op die sfeer teenwoordig is. So as ons dit dan doen, dan beteken dit is 1,38 gedeel deur 1,95 maal met 10 tot die mag minus 6 en dit gee vir ons
7,08 maal 10 tot die mag 5 Newton per Coulomb en aangesien Fe wes is, gaan die rigting wes wees. Maar ons het sopas bepaal dat E net is ook gelyk aan Q maal 6,4 maal 10 tot die mag 12 Newton per Coulomb wes. So ons kan daardie twee aan mekaar gelykstel, want daai is E net en hierdie is E net. Ons het dit op twee verskillende maniere daarby uitgekom. Nou stel ons daai twee aan mekaar gelyk. En Q2 is positief en Q2 is gelyk aan Q en dit is dan gelyk aan 7,08 maal 10 tot die mag 5 gedeel deur 6,4 maal 10 tot die mag 12. En dit is 1,11 maal 10 tot die mag minus 7 Coulomb. So die lading van Q2 is positief 1,11 maal 10 tot die mag minus 7 Coulomb en die lading van Q1 gaan minus 1,11 maal 10 tot die mag minus 7 Coulomb wees. Nou dis die eerste opsie. Daar is ook 'n tweede opsie. Alternatiefelik kan ons fokus op die netto elektrostatiese krag. En die netto bestaan uit twee komponente. Eerstens het ons F as gevolg van Q1 op P, en onthou Q1 is negatief, en die lading by P is negatief, so dit gaan afstotend wees, en dit gaan dan met ander woorde oos wees, en dan het jy ook FQ2 op P, Q2 is positief, positief negatief, met ander woorde, dit gaan wes wees, en ons weet die netto elektrostatiese krag is wes, so hierdie aspek gaan groter wees as daardie aspek, so wat ons kan doen is, ons kan sê daai 1,38 Newton is die elektrostatiese krag as gevolg van Q2 op P minus die elektrostatiese krag van Q1 op P. En nou gaan ons net werk met Coulomb se wet en dan uit dit uit sien ons K is 9 maal 10 tot die mag 9 maal met die lading op Q1, ons noem dit net Q1 en dan QP het ons mos dan nou is 1,95 maal met 10 tot die mag minus 6. Weereens positief, want ons kyk net na die grootte en ons deel dit deur 0,02 plus 0,03, dit is 0,05 meter gekwadreer. En dit gee vir ons Q1 maal met 7,02 maal 10 tot die mag 6 Coulomb. Ons doen presies dieselfde nou met Q2. So hierso, K is 9 maal 10 tot die mag 9 maal met Q2 maal met 1,95 maal 10 tot die mag minus 6. En dit deel ons deur daardie afstand. 0,03 gekwadreer en dit is Q2 maal 1,95 maal 10 tot die mag 7 Coulomb. Ons doen presies wat ons met opsie 1 gedoen het. Ons stel Q1 en Q2 gelyk aan Q. So 1,38 wat die netto elektrostatiese krag is gelyk aan Q maal met 1,95 maal 10 tot die mag 7, dit is FQ2 minus FQ1 en dit is Q maal 7,02 maal 10 tot die mag 6.
En dan kry ons 1,38 is gelyk aan Q maal met 1,25 maal met 10 tot die mag 7 en nou deel ek met 'n 1,25 maal 10 tot die mag 7 beide kante en dan kry ek Q is gelyk aan 1,38 gedeel deur 1,25 maal 10 tot die mag 7 en dit gee vir ons 1,11 maal 10 tot die mag minus 7 coulomb. So Q2 is gelyk aan Q is positief 1,11 maal 10 tot die mag minus 7 coulomb. Q1 gaan minus 1,11 maal 10 tot die mag minus 7 coulomb wees. Nou, hierdie vat lank, dis bietjie meer ingewikkeld, kyk dalk weer hierna en besluit self. Is opsie 1 beter, is opsie 2 vir jou beter? Hierdie is beslis 'n langer som as normaalweg, maar op die eind van die dag, dit kan gedoen word.